kan relate met enige van daardie gedagtes. Dankie MC, Marinay. Styk. Ons kom kerk toe op 'n Sondagoggend en ons kom sit hier en ons eerste gedagte is, ek hoop die worship gaan goed wees sodat ek 'n lekker tyd gaan hê in sy teenwoordigheid. Ek hoop die woord gaan goed genoeg wees sodat ek kan vol word. OK, ons mis dit. Ons kom op 'n Sondag hier by mekaar vir wie? Vir Jesus, om hom te aanbid, om hom te eer. En as ons 'n hele diens net hom moet exalt en net moet sing, sou julle sê dat ons die doel bereik het van 'n Sondag? Want dit gaan oor hom en nie oor my nie, 100%. Die kerk se doel is natuurlik om die saints te equip, ja, maar ons primêre goal moet wees om hom te aanbid vir wie hy is, omdat hy waardig is. En om iets te bring, so ek wil volgende vir jou vra, op pad kerk toe, hierdie week, na oploop van vandag, want vandag moet net 'n feesviering wees, waar die saints by mekaar kom, waar die gelowiges by mekaar kom en feesvier. Wat het jy voorberei om vanoggend te bring? Het jy iets voorberei? Ons lees in Korintiërs dan sê die skrif, die mense het by mekaar gekom en het elkeen na hulle kossies gebring. Dan het die wat baie gehad het, alles opgeëet. En die wat niks gehad het nie, het honger gely. En ek wil vandag vir jou vra, wat het jy gebring om vandag te eet? Of wil jy net kom sit, en dan ons gaan nou 'n bietjie broodjies gee, en dan kry party, en dan is daar nie genoeg vir die res nie. Is jy bereid om 'n lewe te lewe van 'n aktiewe kind van God? Wat dit beteken, ek spandeer tyd saam met hom in my intieme tyd in die week, sodat ek iets het om te bring. Hoor jy wat ek sê? Dis waarvoor ons geroep word. So vanoggend gaan ons dinge anders doen. Ons gaan eers luister na die woord, want dan gaan ons reageer met 'n dankoffer. Vanoggend se tema is 'n offer van dank. Offers van dank. En dadelik weet ek, want dis ek ook, as ek nou daar gesit het waar jy gesit het, sou ek gedink het, hulle soek my geld. Maar kom ek gee net gou vir jou rustigheid vir jou hart. Ek word nie meer deur hierdie kerk betaal nie, so ek gaan nie gay nie uit nie, so woe, jy kan rustig raak. Ek wil jou vandag aanmoedig om nie net te fokus op finansies nie. Okay, want anders gaan jy nou 'n fence opsit en jy gaan niks luister wat ek sê nie. Ek het 'n woord vir Soteria wat ek glo 'n timely woord is. Dat die Here Soteria wil seën, finansiëel, maar ook geestelik. En dit gaan alles begin deur hoe ons offer bring. So aan die einde van die diens, oom Theo, baie dankie. Ek lewe op die edge hierso. Aan die einde van hierdie boodskap gaan ek 'n geleentheid skep waar jy kan reageer. En ja, jy kan finansiëel reageer, maar meer as dit wil ek hê jy moet met 'n oorgawe van aanbidding reageer. En weet jy wat is die snaakste ding? Ek en Brigitte praat nou, wanneer gaan ons nou die finansiële bydraes in hierdie moeilike topik inwerk, want ons wil nie hê mense moet dink, hoor jy soek my geld nie. En net hier op die verhoog, terwyl ek met haar praat, besef ek die volgende. Ons skei finansiële bydraes van aanbidding en ons maak finansiële bydraes nie heilig nie. Want ons sien dit as, ek moet nou my finansies gee en dit kan nie saam met aanbidding gaan nie. Wanneer, ek gaan nou vir julle in die woord wys, om dit wat jy het te bring is aanbidding. Amen? Amen. So kom ons kyk, in Exodus, ek wil jou terugvat na Exodus 33 toe. En dit is waar Moses opgegaan het na die berg toe. En Moses vra vir die Here, kan ek nie maar u heerlikheid sien nie? En die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien. En ek sal jou my stem laat hoor, wanneer ek my naam, die Here, uitroep.
Ek gee my genade aan die wat ek wil en ontferm my aan die wat ek wil. Okay. So hier sê God vir Moses, hy sal die volgende dag verby hom gaan. So hy sê nie dadelik van wie hy is nie. Hy sê, ek gaan môre dieselfde plek, gaan ek jou ontmoet. En dan gaan ek verby jou stap en ek gaan myself aan jou openbaar vir wie ek is. Nou, as ek Moses was, het ek daai aand nie 'n oog toegemaak nie. Want imagine die Here sê vir jou, môre gaan ek jou wys wie ek is. Môre gaan ek myself aan jou openbaar. Ek dink daar was soveel afwagting in Moses se hart, opwinding, om nou te weet wie die Here sê hy is. En baie keer dink ons dat die Here het gesê, okay, jy kan nie my gesig sien nie, maar second prize, tweede beste, is dat ek my goedheid, my heerlikheid aan jou sal openbaar. Dis 'n misverstaan van hierdie versie. Die Here se goedheid is om Moses se oë toe te maak. Want dis wat hy doen, hy bære vir Moses in 'n rots en hy maak sy oë toe en dan beweeg hy verby hom. Dis die tweede prys nie. Hy openbaar sy heerlikheid aan Moses en sê, hierdie is wie ek is. Dit is nie, okay, ek kon nou nie dit doen nie, maar hierdie kan ek daarom gee nie. Ek openbaar myself as wie ek is aan jou, omdat ek wil, omdat ek God is. So kom ons lees, wat gebeur dan? In Exodus 34, en ek lees dit in Engels, want dit sê dit so mooi in die Amplified. The Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God. So hierdie is God wat sê wie hy is. Compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, faithfulness, keeping mercy and loving kindness, forgiving iniquity and transgression and sin. Dit is wie hy is. God openbaar homself en sê, Moses, ek gaan vir jou sê wie ek is. En dit is wat God sê. Hy sê, in Afrikaans, hy's barmhartig. Is dit nie wie ons wil hê God moet wees teenoor ons nie? Ek weet nie wie moet dit dalk volgend hoor nie. Die Here is barmhartig teenoor jou. Hy's gracious. Hy's slow to anger. Sy liefde hou nooit op nie. Hy hou mercy, keeping mercy. En baie keer het ons nie hierdie revelation, hierdie openbaring van wie hy is nie. En dan sukkel ons om gesustain te word. Okay. En dan hoe reageer Moses? Hoe sou jy reageer? Jy sou op jou gesig neerval, reg? Jy sou gekniel het. En ons lees in Exodus Openbaring. In Exodus 34 vers 8 tot 9. Moses het toe vinnig gebuig in eerbied en gesê, as ek u goedgunstigheid geniet, Here, moet u saam met ons wegtrek. Al is die volk moeswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. So wat gebeur hier? God openbaar homself as goed, as loving, as grace. En wat sê Moses? Dis reg, Here. As dit is wie u sê u is, bly by ons. Moet tog nie weggaan van ons af nie. Al is ons moedwillig, al loop ons weg van u af, as dit u karakter is, kan ons rus in die feit dat u sal bly. Hoor jy wat ek sê? Maak dit vir jou sin, dat wanneer ons God se karakter sien, wie hy regtig is, verander dit iets aan ons respons. Kan ons dalk daai deur toe maak? Dankie, Zakkie. So ek wil vir jou die volgende storie vertel. Toe die tempel ingehuldig was, ons lees dit in 2 Kronieke, het daar iets merkwaardigs gebeur. Dankie, Matthew. So ek wil hê jy moet gou die volgende imagine. Dink gou, ons is besig om te aanbid vir oggend hier, en ewe skielik gaan die dak oop, en vuur van die hemel kom hier in die kerk, en dit verteer alles behalwe ons. Okay, wat gaan jou reaksie wees? Jy gaan nie eers
baie groot skrik tannie Mara. Ek weet jy gaan buig, maar ek dink ek gaan net eers my olie afskrik. Want 4 uit die hemel uit, op hierdie vloer. Ek dink jy is eers bang, okay? Eerlik. En dan natuurlik gaan jy neerval. Ek dink baie keer hulle het nie neergeval soos, ek gaan nou buig nie. Dit was meer 'n ding van, ek kan nie meer op my voete staan nie, want hierdie is net te veel, kwadoef, né? En dan dink ek ons sou in op die vloer gelê het, want die het nou net 4 neergekom, okay? En dis presies wat in 2 Kronieke gebeur. So, ek gaan vir julle lees. Toe Salomo klaar gebid het, het daar 4 uit die hemel gekom en die brandoffers en die ander dieroffers verteer. En die magtige teenwoordigheid van die hemel, van die Here, het die tempel gevul. Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie. So het sy magtige teenwoordigheid die huis gevul. Toe al die Israeliete sien dat die vuur en die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel afkom, het hulle op die plaveisel gekniel. Hulle het eer betoon, gebuig en die Here geloof. En wat sê hulle? Want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Wat is ons respons meeste van die tyd? As die vuur nou gekom het en ons het hier gelê, eerlikwaar, wie se reaksie sou eerder heilig wees? Ek sou eerder uitgeroep het, heilig, heilig, soos ek's bietjie bang, want hier is nou vuur en hy is so goed, en sy heerlikheid vul hierdie hele tempel, al wat ek kan uitkry is heilig. Maar ek wil vir jou iets wys vandag, dat hierdie volk verstaan het, wat ons dalk nie in die Nuwe Testamentiese tyd verstaan nie. Hulle het geweet, hy is goed. En dat aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar ons mis sy goedheid en ons mis sy liefde, want ons is soms so gefokus, hy's heilig, en dan connect ons dit in ons gedagtes aan hy's ver. En wanneer sy heiligheid kom, kan ek nie naby kom nie. Kan ek vir jou sê, dat toe die Here Moses se oë toegemaak het, kan jy imagine hoe naby was die Here aan Moses? Ek moet redelik naby aan Brigitte wees, om haar oë te kan toemaak. Hy kom naby, hy is heilig, hy is, maar hy kom naby, en wat sê hy? Ek is goed. En totdat ons nie 'n openbaring gaan hê van sy goedheid en sy liefde nie, gaan ons nie weet hoe om te reageer, om te sê heilig nie. Want ons moet eers aanskou, voordat ons kan aanbid. En ek is skuldig. Baie keer, so ons begin sing het, prys die Heer, want hy is goed. En dan was dit maar net lirieke, net die woorde van die liedjie. Maar in my hart was ek soos, ons gaan aan. Ek gaan nou verstaan hoekom hy goed is. Die orde is verkeerd. Ek wil jou uitdaag om voordat jy sing, 'n oomblik te vat en te sê, hoekom is hy goed? Net 'n oomblik, hom te aanskou. Te dink, hy's goed omdat ek lewe, ek haal asem. Ek het 'n dak oor my kop, ek het kos in my bord. Te ponder, te mediteer. Meditasie is absoluut Bybels. Te mediteer op die woord van die Here, om te bedink dat hy goed is, dat hy kind is, dat sy liefde nooit ophou nie. Weet jy hoe maklik gaan jy dan aanbid? Het gaan natuurlik kom. En dis wat ek vir jou wil wys. Wat dink jy het gebeur, nadat Moses teruggekom het van die berg af, en vir die volk vertel het, dis wat die Here gesê het. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het offers gebring. Dit wat hulle gehaat het hulle gebring. En nou kan ons dalk sê, dit is Oud-testamenties, maar kom ons lees. 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om heilige priesters te wees, wat geestelike offers bring.
God aanvaar hierdie offer juis omdat Jesus Christus die hoekklip is. So wat het in die Ou Testament, het die priesters, die leviete, was die mense wat die offers gebring het. En hoor wat sê dit in Deuteronomium 10 vers 8. At that time the Lord set apart the tribe of Levi. Hulle was een kant gesit, okay? To carry the ark of the covenant. To stand before the Lord and to minister to him and bless his name to this day. Sal jy met my saamstem dat ons vandag die priesters is? Wat moet offers bring? Ja, ons het dit nou net gelees in 1 Petrus 2 vers 5. So, dis wat ek jou vandag wil vra. Wat is jou offer? Wat is jou geestelike offer wat jy voorberei het om vandag te bring? En het jy 'n geestelike offer voorberei? Of het jy offens gevat toe jy hoor die dankofferfees kom naby? Deuteronomium sê, hy het hulle apart, hy het hulle een kant gesit, hy het hulle anders gemaak om 3 dinge te doen. Eerstens, om die ark of the covenant te carry. In vandag se tyd lyk dit anders. Waar is die ark of the covenant was waar die Here se teenwoordigheid was, reg? Waar is die Here se teenwoordigheid vandag? In ons. Is jy besig om waar ook al jy beweeg, die Here se teenwoordigheid te dra? Dit maak nie saak wat se werk jy doen nie. Is jy besig om sy teenwoordigheid op die veld te hê, in die klaskamer te hê? Ek was gister in 'n dokterspreekkamer. Kan ek vir jou sê dat die Here se teenwoordigheid daar meer tasbaar was as wat ek hom al in 'n beradingssessie ervaar het? Ek wil jou vra, dra jy die Here se teenwoordigheid waar ook al jy gaan? Want dit is jou rol as 'n priester. Kan die mense om jou ervaar, Mariska dra die Here se teenwoordigheid. Wanneer ek met haar praat, kan ek ervaar, daar's teenwoordigheid. Die tweede ding wat hy sê is, hulle was geroep om voor die Here te staan. Okay, so, as ek volgende vir jou gesê het, hier gaan nie woord wees nie, ons gaan nie aanbid nie, ons gaan vir 'n hele uur net voor die Here staan. Wie sou uit hulle vel uit opgewonde gewees het oor dit? Great. Amen. Kyk het vir jou sê, dis 2 uit 300. Ons raak nie opgewonde om net voor die Here te staan nie, want ons raak ongelukkig, 'n baie slegte woordjie, verveeld. Het jy geweet, Gabriël, Sagaria, daai hele ding gebeur waar die Here Gabriël stuur om te sê, okay, julle gaan kinders kry. En dan sê hy, ek is 'n engel van die Here en ek is geroep om voor die Here te staan. En wat te doen? Hom te aanskou. Vir hom te kyk. Maar vir wie kyk ons meer as vir die Here? Onsself. Vir die mense om ons. Wanneer laas het jy net gestaan en hom aanskou vir wie hy is? Opgehou vir jou situasie kyk, vir jou man, vir jou vrou, vir jou ma, vir jou skoonma. Opgehou kyk vir dit wat jou aandag aftrek, jou werk. Wanneer laas het jy net hom aanskou? In die oggend wakker geword en gedink, jene, ek kan nie wag om net vir hom te gaan kyk nie. Ons verleer dit. Weet julle wie doen dit nou baie maklik? My kleindogtertjie. Het julle al haar vuilkyk gesien? Joh, sy is nie die vriendelikste kind met vreemdelinge nie. Kyk, as jy haar ken, dan is sy baie vriendelik. Maar meeste van julle kry op hierdie oomblik nog net die vuil. Kyk, ek is baie jammer. Sy sal warm word. Maar my dogtertjie het nogals die vermoë om te kan staar. Nee, sonder enige uitdrukking op haar gesig. Dis waar.
En nou die dag, lê sy en Mornet, ek weet nie wie is dit nie, Morney op die bed. En dit was hierdie special oomblik, en hy vertel my na die tyd, dat vir 'n volle 2 minute, kom ons sê, het hulle net vir mekaar lê en kyk. Hoe ongemaklik raak ons nie? Ha, Chantal, nou kyk ek vir jou en as jy sê, gaan sy ophou. Ons raak ongemaklik wanneer iemand vir ons staan en kyk. Ons raak ongemaklik wanneer ons 5 minute die Here moet aanskou dat hy goed is. En dan ons sê, okay, hy's goed en hy's kind en hy was daar vir my toe ek deur hierdie moeilike tyd gegaan het en hy is gracious en dan is hy klaar. Kan jy dink daar's engele wat dit nog heeltyd doen en vir ewig sal doen? En dan sê die Here, ek roep jou om 'n priester te wees. En in die Ou Testament het die priesters aanskou. Hulle was geroep om net na hom te kyk. Voor hom te staan en in te neem wie hy is. Wanneer ons dit doen, my liewe mens, wil ek vir jou sê, jou perspektief op jou moeilike tye gaan verander. Want wanneer ons sy volheid en sy genade aanskou, raak ons moeilike tye al hoe minder belangrik, al hoe minder swaar, al hoe minder seer. Okay, so dis die tweede ding. Hulle was geroep om voor hom te staan. En dan, derdens was hulle geroep om te minister en die Here te bless. Nou wat anders is dit nie as ons worship wat ons saam doen op 'n Sondagoggend nie. Dit is wanneer ons minister tot hom. Ja, ons voel great en jy kan natuurlik encounters hê en die Here ervaar terwyl ons worship. Maar eerstens gaan aanbidding oor hom. Nie oor jou nie. Hoor gou wat sê A.W. Tozer. Ek love hierdie ou. Hy het boeke geskryf wat jou mind sal blow. Dis verniet. Gaan lees dit. Hy sê worship is admiration set on fire. Maar as jy nie eers hom admire nie, gaan jy nie weet wat om te worship nie. So, ek wil jy moet hier aan dink, as ek nou vir Morney moet vanoggend prys hiervoor en sê wat 'n goeie man hy is, moet ek net eers vir 'n oomblik dink, reg? Onthou, herroep wat hy alles gedoen het hierdie week, wat hy alles gedoen het die afgelope 3 jaar. Hoor jy wat ek sê? Ek moet onthou, myself herinner, ek moet vir hom kyk. En dan, wanneer ons die Here admire, kan ons respond in worship. Dan gaan dit natuurlik gebeur, dan gaan dit nie soos 'n las voel wat op 'n Sondagoggend uit die weg uit moet geruim word, voordat ons kan na die woord luister nie. Reg? Die belangrikste deel van 'n Sondagoggend is ons ministering, ons aanbidding vir die Here. En hierdie is my halfie belangrikste deel. Dit moet vrywillig wees. Jy moet op 'n Sondagoggend vrywillig kan opstaan. Nie omdat Brigitte sê, okay, kom ons staan saam. Vir 2 jaar, amper 3 jaar, het ek in die oggend vir julle gesê, staan op, nê? Kan ek net sê, julle kan nie regtig wegsteek as julle nie vrywillig opstaan nie. Jo! Mense kan ons nou sien, en hierdie jaar het ek nou met studente gewerk. Ek is baie lief vir julle. Maar mens kan sien wanneer hulle nie lus is om te aanbid nie. Prys die Here, Lawrence, prys die Here. Dit moet 'n respons wees, omdat jy gesien het wie hy is. Nie omdat iemand gesê het, ons gaan nou aanbid nie. Moses kom af en hy sê, hy is goed, hy is warmhartig, sy liefde het geen einde nie. En hoor wat doen die volk? Exodus 36. Toe het al die vakmanne wat die werk van die heiligdom is doen, elkeen van sy afdeling van die werk af, vir Moses kom sê, die volk bring meer as wat nodig is, om die werk van die Here te doen wat hy beveel het. Toe het Moses in die kamp rond laat weet, dat die mense nie meer
iets as offergawe vir die heiligdom moet gee nie. En eers toe het die volk ophou inbring. Daar was meer as genoeg om al die werk te doen. Daar was selfs nog oor. Moses kom af en hy sê, God is goed, hy is liefde. En wat doen die mense? Hulle bring offers om die tempel te bou. Waar was die mense in hierdie tyd? In die woestyn. Hulle was nie in die beloofde land met melk en honing en het 'n oorvloed gehad van dit wat hulle nodig gehad nie, dit nie. So uit watter plek uit gee die volk hier? In die woestyn. Hulle het net soveel gehad in die woestyn. Maar omdat hulle hom aanskou het, omdat hulle gehoor het, hy is goed en hy is vol liefde, dryf dit iets in hulle harte om te sê, al het ek nou amper niks. Al is ek in die middel van die woestyn, bring ek dit wat ek het. En wat is die uiteinde? Daar was genoeg, meer as genoeg om die werk te doen. En daar was selfs nog oor. En terwyl ek besig was om hierdie woord voor te berei, het ek so ervaar, dis hierdie woord vir Soteria. Daar sal selfs nog oor wees. Maar dit sal slegs gebeur, wanneer ons as gemeente hom aanskou, dat hy goed is, en dan reageer. Een laaste punt. Wanneer jy bring na hierdie gemeente toe, is dit nie om Brigitte se kerk, Rian se kerk, Suzel se kerk, die bestuursraad se kerk te bou nie. As dit jou mindset is, wil ek jou offend vandag en sê, dis nie hulle kerk nie. Hierdie is die kerk van die Here. So wanneer jy dan uit 'n plek uitkom waar jy hom aanskou en reageer met danksegging en 'n offer van dank, na wie se huis toe bring jy jou offer? Na die huis van die Here. Nie die huis van Rian nie. Nie die huis van Suzel nie. En hulle stem 100% saam met wat ek nou sê. Ek weet dit. Dis nie hulle huis nie, dis die Here se huis. En dit moet jou motiveer om te bring. Om te kan gee, want jy gee nie vir 'n mens nie. Daai mense het nie vir Moses gebring nie. Hulle het na die Here toe gebring, omdat hy goed is. Maar weet jy wat gebeur? 'n Pastoor of 'n leraar of enige leier stel ons te leer. Hulle maak ons kwaad. En wat doen ons? Myne. Gaan ophou gee. As dit is hoe hulle gaan maak, as dit is hoe hulle werk, is dit klaar. Ek het iemand wat ek baie voorlief is, het baie seer gekry deur te gegee het en dit wat gegee was verkeerd hanteer. Kan ek jou net sê, die Here is die een wat reward, omdat jy gee. Nie mens nie. En ja, ek is jammer as jy al gegee het en dit was verkeerd hanteer. Maar wanneer ons vir die huis van die Here gee, gee ons vir die Here. En hy is die beloner van ons harte. Okay, so wat ons nou gaan doen is, die band kan opkom, en dan gaan ek jou vra, om eers net vir 'n paar minute te aanskou. En dit kan lyk, hoe ook al dit moet lyk. In my persoonlike opinie is dit vir my beter om te aanskou deur my oë toe te maak, want dan kyk ek nie vir al die duisende goedjies rondom my nie. Maar net vir 'n oomblik wil ek hê, jy moet fokus op wie hy is. So kom ons maak ons oë toe. En dan aanskou ons net. Here, kom openbaar u self vanoggend aan ons. Kom wys vir ons dat u goed is.
baie keer is ons afhanklik van die liedjies, van die band, van die musiek. Maar toe Moses op sy knieë gegaan het daar, nadat die Here gesê het, ek is goed, was daar nie 'n band nie. Daar was nie musiek nie. Hy het net op sy knieë neergeval en gesê, nadat ek gesien het dat hy goed is, dat sy liefde nooit sal ophou nie. Nadat ek gesien het dat hy gracious is, kan ek nie anders as om op my knieë neer te val nie. So Here, ons aanskou U vandag. Vandag gaan ek jou vra om vrywilliglik te respond. En as dit lyk soos opstaan, dan is dit opstaan. As dit lyk soos net sit waar jy is en hom ervaar, dan is dit dit. As dit lyk soos jy voorkom kniel, dan is dit vir jou. As dit lyk soos kniel net daar waar jy is, maar respond net, omdat hy goed is. Sy liefde, sy grace, sy kindness, sy mercy, lei ons tot repentance. Ek ervaar sommer net nou, om teen enige leuen te kom, wat vir jou sê, jy's nie waardig om te respond nie. Jy is so waardig, dat hy naby kom. Here, ek bid dat U teenwoordigheid na hierdie tempel sal vul. Dat ons bewus sal raak van die teenwoordigheid wat klaar hier is. Turn our eyes to before the one who made everything, before the King of Kings. I cast my crowns before the only one, Jesus. I bow low before the one who made everything, before the King of Kings. I cast my crowns before the only one, Jesus. I bow low and I bow low before the one who made everything, before the King of Kings. I cast my crowns before the only one, Jesus. I bow low and I bow low before the one who made everything, before the King of Kings. I cast my crowns before the only one, Jesus. I bow low, I bow low before the one who made everything, before the King
before the King of Kings. I cast my crowns before the only one, Jesus and all the glory, all the honor belongs to Jesus, now and forever. All the blessings, all the power belongs to Jesus, now and forever. So ek wil jy nou uitnooi, terwyl jy jou offer van dank gaan bring, dat jy vanoggend die Here sal vra wat jy moet bring. En as dit vanoggend net woorde is wat sê, Jesus, dankie vir wie U is. Here, U is goed. U is groot. As dit dalk vanoggend 'n commitment is om van jou tyd te gee vir sy koninkryk. En dan weer eens, finansies is heilig vir God. So as jy vanoggend dit wat jy voel om te gee wil gee, wil ek jou vra om dit te bring. Ek wil vra dat die mense wat finansiële bydraes sal neem, sommer net hier voor staan. En dan kom bring jy vanoggend jou offer. Dat dit nie vanoggend gedwang is, dat jy vanoggend vrywilliglik sal gee. Omdat hy waardig is. Omdat hy al ons lof en al ons aanbidding verdien. Al die eer, al die krag. Kom ons sing. Belongs to Jesus, now and forever, and all the glory, all the honor belongs to Jesus, now and forever, and all the blessing, all the power belongs to Jesus, now and forever, and all the glory, all the honor belongs to Jesus, now and forever, and all the blessing, all the power belongs to Jesus, now and forever, and all the glory, all the honor belongs to Jesus, now and forever, and all the blessings, all the power belongs to Jesus, now and we go low, low, low. We go low, low, low. To lift you high, high, high. Lift you high, high, and high. We go low, low, low. We go low, low, low. To lift you high, high, high. Lift you high. We go low. And we go low, low, low. We go low, low, low. Lift you high, high, high. Lift you high, high. And we go low, low, low. We go low, low, low. Lift you high, high, high. Lift you high. So in die woord van die Here is daar 'n spesifieke woord, dis yada. En
Dit beteken om met jou hande in die lig te staan en die Here te prys vir wie hy is. So ek wil jou vanoggend uitnooi, kom ons lig ons hande op. Vrywilliglik. As jy vanoggend nie vrywilliglik jou hande in die lig sit nie, haal dit eerder af. Here, maar ons kom vanoggend en ons lig vrywilliglik ons hande in die lig, omdat ons aanskou het dat U goed is, dat U heilig is, dat daar geen einde is aan U liefde nie, geen einde is aan U genade nie. En uit hierdie plek van aanskou, aanbid ons nou. Ons gaan nou 'n geleentheid gee dat jy met alles wat jy is, die Here kan aanbid. En baie keer kort ons bietjie aanmoediging. So, vergeet van die persoon langs jou en op 3 gaan ons bietjie lekker musiek maak en dan wil ek hê jy moet uit jou binnekant uit vir die Here sê, U is goed, in jou eie woorde. Aan U liefde is daar geen einde nie. Is jy reg? Amen. So Jesus, ons kom nou en ons gee vir U alles wat ons is. Ons kom sê vir U dat U goed is. En met alles wat ons is, sal ons U naam groot maak. So, as ek tot 3 tel, wil ek hê jy moet vrymoedigheid neem en Jesus prys. Amen? Amen. Okay. 1, 2, 3. Jesus.
sing it. You are good. Yes, Lord. You are kind. Remind our hearts. You are good. You're so good. You are kind. Oh, you've been so kind to me. You are so good. You are kind. Oh, just lift up your voice. You are good. You've been so good to me. You are kind. Oh, you are good, 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 good. You are good. It's your goodness that draws us to you. You are kind. You're so kind to us. You're so kind to us. You are good. Oh, your goodness and mercy, it never fails. You are Oh, yes, you are. You are good. Yes, Lord, your goodness, it surrounds us. You are kind. Yes, you're a kind Father. You are good. Yes, Lord, you're so good. You are kind. Oh, you draw to us as we draw near to you. Oh, you are good. You are kind. Yes, Lord. Oh, we worship your goodness. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Jesus. Kom ons sê net vir hom hoe goed hy was vir ons die laaste ruk. O Here, U is so goed. U goedheid eindig nooit nie, Here. En U faithfulness, Here. U faithfulness om ons nooit te los, Jesus. Your faithfulness, Lord, is everlasting. Thank you, Jesus, that you love us and we can love you back. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful, so faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing, all the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful, oh, so faithful. All my life you have been so, so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Let's proclaim this. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender
afsluit met 'n laaste offering. En dit is reverence en awe, wanneer daar nie eers meer woorde is om te sê nie. So vir 'n oomblik, sluit net jou oë en dan in stilte, sonder dat iemand jou nou gaan begelei of ons ietsie gaan sing, in stilte hê reverence vir wie hy is. Is ons God.
omdat daar geen einde is aan die liefde nie. En vanoggend kom bring ons offer van dank. Here, dankie dat U Uself aan ons openbaar as goed en as liefde. En Here, ek bid dat elke een van ons U teenwoordigheid sal uitdra. Voor U kan staan en U aanskou, Here. En uit daai plek gaan aanskou U aanbid. Here, ek bid dat dit nie hier sal stop nie. Mag ons U vanaand aanskou. Mag ons U môreoggend aanskou. Mag ons 'n verlange in ons hart hê om vir U te kyk. En mag dit genoeg wees vir ons. Mag ons nie verveeld raak met dit nie. Kom openbaar U self as 'n goeie God aan ons. In Jesus naam.